En hy het 'n dogter. Die seun is 'n helikopterpilot, 'n pragtige jong man. En die dogter is 'n veearts. Sy's 'n veekundige, voedingkundige. Sy het veearts in hy geswat. Perfekte huis. Kobus, sakeman, klomtrokke, ry goed rond. En sy dogter kry kanker. En ons gaan bid vir haar. Kry brein gewas. Word al hoe erger. Ons bid, ons vertrou die Here. Want ek en jy kan nie genees nie, maar hy wat in my is kan genees. Maar al wat ek moet doen is ek moet gehoorsaam wees. Al wat God vir jou vra. Jy kan nie genees nie, maar jy kan gehoorsaam wees. Nou bid ons, sy word nie gesond nie. Sy gaan al hoe meer agteruit. Ek sien voor my oë hierdie meisie, pragtige meisie, sy lewe voor ons vergaan. Lang storie kort, ek weet nie of jy dit weet nie, Roland, wat ek nou vir jou kan sê nie. Hy ken vir Kobus, ons saam golf gespeel. En uiteindelik is die meisie hospitaal toe, sy's letterlik op sterwe. En die dag voor sy toe sterwe, dat roep sy haar broer, die broer se verloofde, haar pa en haar ma. En sy sê, dan gaan julle groet, want ek het 'n ontmoeting met Jesus gehad. Ek is in goeie hande. Hoor 'n bietjie mooi die woorde wat sy sê. Sy sê vir haar boetie, boetie, ek wil vir jou baie dankie sê, jy is die wonderlikste boetie in die wêreld. Dankie vir wat jy gedoen het, soveel moeite met my, soveel liefde. Sy bless haar boetie, sê dankie. Gaan na die boetie se girlfriend toe, vir jou ook, baie dankie dat jy so great is. Gaan na die ma toe, mama, hoor mooi, mama, baie dankie, die wonderlike ma wat jy was, alles wat jy gedoen het. Jy was die beste, die laaste 3 maande het jy langs my bed geslaap. En jy het gekyk dat ek nie doodgaan. Jy het my versorg met alles wat jy het. En sy draai om en sy kyk na my vriend Kobus en sy sê vir hom, Kobus, ek wil vir jou baie dankie sê dat jy 'n wonderlike pa was. Kobus skrik op bors toe. Sy kind het nog nooit met soveel disrespek met hom gepraat nie. Asof hy verwonderd staan, wat is dit nou met hierdie kind dat sy op haar sterfbed nou my op my naam doen? Kobus is, hy weet nie wat te sê nie, want hier sit hy by sy kind se sterfbed. En sy sê vir hom, dankie Kobus, dat jy so wonderlike pa is. Sy is nie lank daarna nie, sy oorlede. Kobus bel my en hy vertel my die storie. Die Here gee my die insig om vir Kobus te sê, Kobus, weet jy wat? Weet jy kom het sy jou Kobus genoem? Want jy was net haar aardse pa. Sy het so pas haar hemelse Vader ontmoet. En Kobus kry berusting. Ons paas het ons net op die aarde gebring. Dis ons werk. Maar ons hoort nie in hierdie aarde nie. Ons gaan terug na ons hemelse Vader. En Jesus was die enigste en die eerste wat ons kon voorstel. Want in die Ou Testament was hy God. En dat hy Jesus leer in Matteus 6, leer hy sy mense bid. Hy sê, kom ek leer julle bid. Wat? Ons, ken my. Ons bid in die sinagoge. Ons God wat in die hemel is. Oh, Jesus sê vir hulle, kom ek leer julle. Onse Vader, onse Papa wat in die hemel is. Laat u naam geheilig word. Nou, vir die eerste keer praat hy van 'n pa. En toe Jesus sy hele doel was om Vader met ons te versoen, omdat ons slawe was. En dis wat hy vanaand gesê. Die laaste ding wat ek vanaand hoor, is, ek dink aan Jesus. As 2-3 plekke wat Jesus gekom het. Hy wou so graag gehad het, dat die mense moes iets doen, sodat hy kan sien hulle het geloof. Dink 'n bietjie, Petrus, hy het Petrus kwaai gelaai. Nou loop Jesus op die see. Dan check hierdie Petrus, hy was 'n wille hond. Hey, wat gaan aan? Jy loop op die see. Hey, as jy dit kan doen, kan ek dit ook doen. Jesus sê, bring it on, boet. Bring it on. Is dit nie so nie? Petrus kon gesê, no, not hang. Ek gaan die gravity, jy gaan versuip, man. Hy klim in hy boot uit. Hy loop op hy water. Die eerste ou wat gravity breek. Wie hoekom? Want sy oë was gefokus op Jesus. Dink 'n bietjie mooi. Dink 'n bietjie hoe lekker het Jesus se voel. Dan eintlik vir die manne gesê, manne, kyk! Hy sê net in hy boot uit klim. Dink jy nou ek gaan daar sê, another one bites the dust? Nee. Toe hy by Jesus kom, twyfel hy, sink hy.
Dink jy Jesus het, ag man, vir sy plekke. Hy het geweet is 'n mens. Nou eendag lees ek 'n ding, interessant droom. Jesus, hy doen die eerste mense volg hom, 5000 van hulle. Nou sit hulle op 'n lekker grasperk. Hoor 'n bietjie wat vra Jesus. Hy vra vir sy disipel. Luister hierso. Sê Here 'n bietjie vir my, wat gaan hierdie ouens eet? Ja, niemand het gepraat van kos nie. Maar Jesus vra dit, dat hy wag net vir een ou, wat sê, in die naam van hom wat hier langs my staan, laat daar kos wees. Is dit nie? Dink jy nou Jesus gesê, nee, het gaan nie gebeur nie. Die wêreld het gewag, want Jesus het gevra, dat daai ou net, sê hierdie ou, ja, hy is nie eintlik baie geld nie, en jy weet, maar hy is een oukie, hy het 2 visies, en hy het met broodjies, bring dit aan, brood. En as daar soveel, dat 12 mandjies nog vol is. Dis eintlik wat hy vanaand sê. Kom ons kom uit ons mindset uit, want dit het ons in ons kop ingebou is. En sê, kom ons loop uit op daai water. Dink jy nou regtig die Here gaan jy drop in sy water loop? Ek wil hê een hoor. Die enigste ding wat God beïndruk is jou geloof. Hoor mooi. Ek wil nie daaroor praat nie. Maar saad is geloof. Saad het niks te doen tussen jou en 'n ander persoon nie. Saad het alles te doen tussen jou en die Here. Jy dink mos, gee nou vir hierdie kerk geld. Ja, nee. Nie tussen jou en die kerk nie, maar tussen jou en die Here. Die oomblik as jy saai. Saai is nie net geld nie, dis jou lewe. Saai beteken om te saai, jy weet, 'n boer vat 'n mieliepit. Ek wil vir jou sê, dis geloof. Dis hoekom boere sulke gelowige mense is. Hy vat 'n mieliepit. 'n Mieliepit is mors dood. Is jy met my? Gaan eet 'n ou bietjie 'n mieliepit. Hy's dood. Dan vat 'n boer daai mieliepit en hy druk hom in die grond in. Amazing. Wat is die potensiaal van 1 mieliepit? Druk hom in die grond in, dan kom daar so 'n dingetjie uit. Boys, die lekkerste ding vir 'n boer. Hy klaar geplant het en hy gaan sit so. Hy gaan kyk en daai mielietjies kom so uit. Wag hy vir die Here vir die reën, want hy het sy deel gedoen. Nou sit God. Ek hoor die stem van die Here wat sê, en nou sit God. Ek het ons my kant gebring, ek kan mos nou iets doen nie. Nou sit God. Dan kom my mieliepit op. Raiwer, Esa Graan het vir my gesê, normale mielie, ek het nou eendag gehoor, as nou mielies kom, is wat tot 5 koppe het, die nuwe variëteit, tot 5 koppe. 1 mieliepit, Esa Graan vir my gesê, het die kapasiteit om 500 mieliepitte te bring. 1 gewone stam, average stam, het die kapasiteit om 3 koppe te gooi. 1 mieliepit is gelyk aan die potensiaal van 1500 mieliepitte. Is jy met my? Wie het dit gedoen? God, maar jy het geplan. Jy het dit gesien. Nou kom ons maak sommetjies. 1 mieliepit in die grond, 1500 mieliepitte. Vat er daai mieliepitte in, gaan druk hulle in die grond. Maar 'n bietjie 1500 met 1500, oor die 2 miljoen. Dis God. Maar as jy nie boer nie, gaan er niks gebeur nie. As jy nie plant nie, gaan dit nie gebeur nie. Dis wat hy vanaand, dis wat ek gehoor het. As die wêreld sit en wag, het ons begin te plant. Die wêreld sit en wag. Hoekom? Want God sal voorsien. God sal die reën bring. En ek wil vanaand jou challenge. Dankie Boeta, dit is baie suiwer en baie solid. En vir die ouens te sê, partykeer is as die Here net so sit vir ons. Ek bedoel, hierdie disippels het al hierdie wonderwerke gesien. En dan vra hy vir hulle. Hy het vrae gevra sodat dit antwoord. Is dit reg? Jy vra my 'n vraag sodat iemand aan. Hy vra vir die manne, wat gaan hierdie manne eet? Hy het net gewag en sê, nou praat ons. Hy wat hier langs my sit is groter as al hierdie ouens. Ons het die wonderwerke gesien. In die naam van hierdie ou wat hier langs my sit, laat daar vis wees. Laat daar brood wees. Dan sê Jesus sê, nou praat jy. Ek het 'n man met geloof gesien. Nee, hulle gaan soek eers die mannetjies wat visies het en broodjies het. En dan kom die wonderwerk van self, is dit nie? Want ek klim met jou boot uit. Ek weet nie of iemand te sê vanaand, ek klim met jou boot uit. God wil 'n wonderwerk doen. Met jou, ja. Jy is in God se beeld gemaak, dis presies wat hy gesê het. Jy kan nie die wonderwerk doen nie, jy kan uit die boot uit klim. Jy kan gravitasie bring. As jy uit daai wonderwerk, hier's om Kobus. Het niks gebeur nie. Hy het in die boot uit geklim. Hy het gesê, ek gaan 'n paan seën
kampe begin nou. Die res is geskiedenis. Hy het iets gedoen. Geloof is om iets te doen. En die grootste van alles is daai tree wat die verlore seun gesê het en sê, ek sal opstaan om my Vader te gaan. Weet jy die mooiste deel van die hele Bybel vir my? Toe daai seun dit sê, het niks gebeur nie. Hoor mooi? Hy het gesê, ek sal opstaan en na my Vader toe gaan. Niks het gebeur nie. Die volgende sin sê, en hy het opgestaan. Die oomblik toe hy opstaan, toe daar 'n aksie was, toe aktiveer hy sy pa om na hom toe te hardloop. When you move, you activate God to run. Raai waarmee hardloop hy? Met 'n kleed, met skoene, né? Okay, wat die eerste ding? Skoene, kleed, derde een? Ring. Weet jy wat het gebeur? God staan en wag met 'n ring. God staan en wag met 'n kleed. God staan en wag met 'n skoene. En presies wat hy gesê het. En met 'n tafel vir 'n party. Dink jy, daai seun het die pa opgelei? Nee, die pa het geweet die seun gaan dit doen. Hy was voorberei. Ek wil jy moet mooi hoor. God is voorberei vir elkeen van julle. Jy gaan nou nie offside van nie. Hy klaar 'n ring. Hy klaar 'n kleed. Hy klaar die skoene. En die vetgemaakte kalf is klaar vir jou. Wat moet jy doen? Jy moet move. Jy moet move, bro. Praat is verby. Hulle het gesê nog nooit in die geskiedenis het 'n ou spiere gekry as hy gesê het hy gaan gym toe. Jy het spiere gekry as jy in jou kar geklim het, hy het na die gym toe gery, jy het 'n kontrak gesluit, jy het aangesluit en jy het begin oefen. Faith in action. Jy kry nie spiere nie. Jy klim in jou kar en jy doen dit. Daai lesie wat sê, daai advertensie wat sê, just do it. En dan het ons gehoor, God wil iets vir jou doen. Hy staan gereed vir jou. When you move, you activate God to run to you. That's faith in action. Ek wil jou eers geluk wens. Die eerste poging het gekom, het jy Dina toe gekom. Het jy lekker geweet wat aangeriep? Watch this space. Ek en Kobus kan alles hier voorberei, ek kan vir jou kos maak en almal kan dit doen. So alles vir jou reën. As jy nie move nie, gaan niks. Hoe weet ons vanaand met wie praat ek nie? Hoe weet ons of die volgende Angus Bach in hier sit? Hoe weet ons? As jy gaan opstaan, dit doen. God knows, want die Gees wat in jou gespreek het, die wêreld sit en wag. Jy gaan opstaan. Laastens, moenie dit probeer uitwerk nie. Moenie dit met jou ou koppie, die triks en die karretjies en die goed en die wat ook al. Luister. Jy staan net op en sê, okay Here, ek weet nie lekker nie, maar daar gaan ek. Hoekom? Want ek weet, U sal voorsien. Want ek weet iets gesê. Want ek weet U woord sê so. Want ek weet. Ek staan op die woord. Die manne, vat jy die woord vanaand ernstig op. Hierdie is 'n suiwer woord wat die Here vanaand vir jou gegee het. Doen iets. Die tyd is hier. Gaan ons 'n klein groepie sessie hê, betrek? Of gaan ons